Goeiemôre. Dit is Woensdag 25 Junie. Die jaar is in sy helfte. En ek hoop die winter ook. Maar nietemin, ons is besig om in hierdie gleuf te gesels oor dankbaarheid. En ons Vader het my gelei om die dankbaarheid te rig op sy karakter. Want as ons sy karakter nie ken nie, kan ons nie in hom ingroei nie. Ons gaan nie weet wat dit is wat skeiding maak tussen ons en hom nie. Ons gaan nie ontvang wie hy is nie. En omdat hy dit vir ons so duidelik en maklik en oop maak, daarvoor moet ons dankbaar wees. En die dankbaarheid teenoor sy karakter vandag, die 9de bydrae daarin. Sy karakter wat ons vandag bespreek, die deel van sy karakter, is Tzidkenu. Die naam Yahweh, Jehovah, Tzidkenu. En dan is Here, is die eerste deel, en Tzidkenu is die geregtigheid. Weet jy, by ons Skepper is daar geen grys areas nie. Verlede week het ons gesels oor die wonder van die naam Mkadesh, wat heilig beteken. Maar daar sprake is van Yahweh Mkadesh as die heilige, moet ons weet, dat daar nie eers 'n sweem van enige iets wat nie heilig is, kan wees nie. Hierdie is soos wit en swart. Daar's maar geen grys areas in sy heiligheid aanvaarbaar nie. Dis reg of dis weg. Vir onsself moet ons met die geduld wat ons uit die hand van ons Vader ontvang, hierdie pad leer stap. Net hy kan ons elkeen self in ons binneste leer. Ja, ons kan natuurlik van ander ook leer en beter begrip van goed kry. Maar my persoonlike wandel met die Almagtige is my beste barometer. Vader, nou wil ek eers vra dat U asseblief vir ons onvrede sal gee. Neem ons vrede weg wanneer ons hoegenaamd besig is om in 'n rigting te gaan wat vir U as Yahweh Mkadesh onaanvaarbaar is. Vader, leer ons dat hierdie proses van onvrede, omdat ons besig is met iets wat vir U as Yahweh Mkadesh nie aanvaarbaar is nie. Hierdie proses is presies waar Tzidkenu 'n rol speel. Dankie dat U Yahweh Tzidkenu is, ons God van geregtigheid. Ek bid U, Vader, gebruik my woorde, maar gebruik asseblief U Gees om in elkeen wat ooit na die boodskap sal luister, presies duidelik te maak wie U is as Yahweh Tzidkenu. Halleluja. Amen. Ja, Tzidkenu beteken geregtigheid. Nou, wat is dit? Die duidelikste kort antwoord van hierdie naam is reg en nie verkeerd nie. Let op, die tweede lettergreep in die naam geregtigheid is reg. Wil ek en jy leer om in heiligheid voor ons Skepper te leef? Oefen jouself dan in geregtigheid. Die pad van geregtigheid is waarlik die enigste pad na heiligheid. Ek moes in die Engelse boek wat ek geskryf het oor die name van ons Vader, moes ek 'n ding neerskrywe, 'n aanbeveling, noem dit 'n aanbeveling. Oefen jouself daarin om in geregtigheid te wandel, want dit is die enigste pad na sy heiligheid. Leer om geregtigheid te leef. Weet jy, dis goed om vir ons Vader te vra, om vir jou te wys, wanneer enige iets in jou dag, in jou gesindheid, in jou praat, in jou reaksie, enige iets, wat nie van geregtigheid getuig nie. Vra hom
om dit duidelik vir jou te wys. En dat jy dit dadelik sal herken, en dan begin die pad. Pas op, moet dit nie weer doen nie. Stop, moet dit nie weer doen nie. Hoor mooi, na die mate wat ons waarlik in geregtigheid begin stap, sal ons groei in heiligheid. Na die mate wat ons waarlik in geregtigheid begin stap, sal ons groei in heiligheid. Hoeveel verkeersboetes wil jy ontvang, omdat jy te vinnig ry? Voordat jy die gewoonte van te vinnig regstel, sodat jy 'n skoon verkeersrekord kan hê. En dit gebruik ek as 'n voorbeeld, want dit is iets wat almal van ons oorkom. Weet jy, die God in wie ons glo is heilig. Die enigste pad na sy heilige teenwoordigheid is om van ons eie ongeregtigheid ontslae te raak, selfs in ons gesindheid. Ons skiet onsself in die voet, solank ons met twak goed besig hou, wat nie vir hom aanvaarbaar is nie. En dan dink ons steeds dat ten spyte van dit, waarvan ons nie wil afstand doen nie, ons Yahweh Kadesh se teenwoordigheid kan geniet. Weet, dis nie soos dit werk nie. Die pad na sy heilige teenwoordigheid is om die pad van geregtigheid te stap. Hoe wyer die kring van sy geregtigheid in ons en deur ons werk, hoe dieper en nader sal ons aan sy heilige teenwoordigheid kom. Die pad van geregtigheid is die pad wat Jahweh Tsidkenu van ons vra. En dit is die enigste pad wat ons sal bring na Yahweh Kadesh. Onthou die woorde van Hebreërs 12 vers 29, Hebreërs 12:29. Want ons God is 'n verterende vuur. Wil ek en jy daar beland? Nou, hoe kom ons daar, waar ons nie daar beland nie? Alleen deur om Kadesh se wysheid te ontvang. Wat behels hierdie wysheid, wat ons so nodig het, om te verstaan? Hoor hoe lees Spreuke 9 vers 10. Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here. En kennis van die Heilige is verstand. Onthou, die vrees van die Here is nie om weg te kruip nie, nee. Dis juis die begeerte om in geregtigheid voor hom te wees. Dit is eintlik wat die vrees van die Here is. En dan die wonderlike B-deel van hierdie vers, en kennis van die Heilige. Kennis. Ons moet leer verstaan. Wanneer trap ons skeef? Wanneer is ons in die moeilikheid? Wanneer is ons in grys areas? Daai kennis van die Heilige. Dit is verstand. Sonder kennis van die Heilige, van sy heiligheid, sal ons nie verstand daarvan ontvang nie. En sonder die verstaan daarvan, kan ons nie leef in die vrees van die Here nie. Ek wil dit weer sê. Sonder kennis van sy heiligheid, sal ons nie verstand daarvan ontvang nie. En sonder die verstaan daarvan, kan ons nie leef in die vrees van die Here nie. Wat vra dit van my? Om hierdie heilige God te gehoorsaam? Solank ons sy karakter, sy wese, sy bedoeling met alles in sy skepping nie verstaan nie, sal ons hierdie punt bly misleef. Sal ons ooit alles reg verstaan? Dalk nie. Maar die begeerte om te verstaan, sal ons gesindheid bepaal. En dit is waar alles begin. Hoor hoe lees 1 Korinte 1:30.
1 Korinte 1 vers 30. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Wow, 'n mens sal chunk van opgewondenheid. Kyk net hoe lê die woorde ingeryg, wysheid uit God, geregtigheid, en dan heiligmaking, en uiteindelik verlossing. Dis 1 Korinte 1 vers 30, gaan mediteer en bid asseblief oor hierdie vers, want dit is ons pad na hierdie punt van geregtigheid. Jesus wat die Christus is, het vir onsself die pad oopgemaak. Alles begin by die begeerte en opregte soeke daarna om te leef, vervul met die gees van die vrees van die Here. Ek wil dit weer sê, vervul met die gees van die vrees van Jahweh. Hoor hoe lees Jesaja 11 vers 2. En op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en die gees van die vrees van die Here. Hierdie verwysing was natuurlik na ons Messias. Vader, dankie. Dankie dat ons asseblief elkeen persoonlik self kan gaan stil word oor die ontsaglike betekenis van hierdie naam, Tsidkenu, geregtigheid. Vader, help ons om te verstaan dat dit waaragtig die enigste pad is na U heiligheid. En omdat U heilig is, Vader, verstaan ons dat ons nie in U heilige teenwoordigheid kan kom as ons in ons gesindheid nie wil groei in Tsidkenu nie. Dankie, Vader, dat hierdie ding nie vingersklap gebeur nie, maar dat U ons die genade gee om in te groei daarin. Mag ons let op ons eie droog maak. Elke keer wat ons dit weer doen, Vader, help ons om dit te klik, te verstaan, ek het dit weer gedoen en ek wil nie weer nie. Leer ons om die geite te los, sodat ons deur U geregtigheid al nader kan kom aan U heilige teenwoordigheid. Vader, leer ons dat solank ons nie steur aan geregtigheid nie, kan ons U teenwoordigheid nie geniet nie. Leer ons dit, Vader. En almal van ons skepingsdoel is anders, almal van ons samestelling van ons persoonlikheid is anders. Vader, hierdie ding kan nie een mens vir 'n ander een leer nie, maar U self leer ons. En dis wat ek vra, Vader, asseblief, in die naam van Yeshua, dankie dat U elkeen ken wat ooit na die boodskap sal luister. Spreek elkeen nou aan. Gee ons in die eerste plek die begeerte om te groei in heiligheid, en dat ons weet, U geregtigheid is wat die rol speel daarin. Die enigste roete na U heiligheid is geregtigheid. Wow, dankie, Vader, dat U dit vir ons so mooi duidelik maak. Help ons om te groei. Ons vra dit in die naam van Yeshua. Amen.